en die plek inneem. Broer en suster, ons skriflesing vanaand kom uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons gaan daar lees vanaf vers 4 tot vers 11. Voordat ons daaruit lees, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanaand hier by mekaar te kan wees. Here, as die kinders wat U liefhet, Here, as medegelowiges, as broers en susters in die geloof, dat ons hier is, Here, om vir mekaar by te staan, om te gee. Dankie, Here, dat ons in hierdie aand weer die bewus kan wees van U teenwoordigheid. Here, U is alreeds hier, U het ons hier by mekaar geroep, by mekaar gebring. Ons kom bid ook so, Here, dat U ons sal gebruik. Here, dat U ons sal stuur in hierdie wêreld en daarvoor, Here, kom vra ons U, breek U woord vir ons oop. Maak dit rustig sodat ons die stem kan hoor. Here, gee dat ons vir 'n oomblik die dag se gebeurtenisse, alles wat verkeerd geloop het, alles wat ons emosies omgegooi het, alles wat ons kwaad gemaak het, wat ons onrustig gemaak het, dat ons dit kan eenkant toe skuif. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So ons saam lees, soos ek gesê het, in 1 Korintiërs, hoofstuk 12, vanaf vers 4. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan ander die gawe om te profeteer en aan nog ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. En nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Tot sover ons skriflesing vanaand. Ek wil begin deur so 'n bietjie te praat oor die nuwe werklikhede. Dit wat ek en jy in hierdie wêreld as sommer net alledaags beleef, alledaags beskou. Nou, vanaand is die perfekte voorbeeld daarvoor. Ons het vir 'n oomblik nie krag gehad nie. En ewe skielik word daar 'n kragopwekker aan die brand geslaan of gestart in elk geval en ons het krag. Ons kan sien, ons kan hoor. En as ons dink aan hierdie goed wat gebeur, as ons dink aan byvoorbeeld 'n kragopwekker of 'n engine en dan in elk geval so wat ons in 'n motorkar het, sê ons vir mekaar, maar hierdie goed wat 'n engine of 'n voertuig laat werk, bestaan uit verskillende onderdele, verskillende parte en alles moet saamwerk om op 'n manier hierdie voertuig of dan hierdie kragopwekker reg te laat werk sodat ons kan lig gee of kan vorentoe beweeg in ons motorvoertuig. As ons na hierdie wêreld kyk, sien ons in die skepping dieselfde goed wat gebeur. Ons sien hoe die Here, as ons nou dink aan
die byt van 'n appel, ons eet 'n appel, dit wat daarin gaan, die krag, die energie, die ontwikkeling van 'n plantjie, van 'n boom, van 'n saad, tot die vrug wat ons eet. Ons kyk na buite, so wat ons Psalm 8 die afgelope paar aande saam lees, saam bid. En ons is verwonderd oor die grootheid en die skepping wat die Here vir ons kom gee. Die son en al die planete wat nie met toeval nie, maar met groot sorg, met groot genade in 'n wentelbaan saamwerk. Ons kyk na die seisoene, ons kyk na winter wat besig is om te gebeur. En as ons dit vir mekaar sê, praat ons en sê ons vir mekaar, maar in hierdie wêreld, en dit wat ons beleef, en dit wat ons sien ons die nuwe moontlikhede, die nuwe skepings, dit wat God vir ons kom gee. Sien ons hoe die Here vir ons, soos dink aan die engine, as kerk, as gemeente, as gelowiges by mekaar sit. Hoe hy sy gees uitstort oor die liggaam van Christus, die kerk. God het die kerk geskep met die grootste verskeidenheid van mense om as familie te wees. Om daar te wees vir mekaar. Nou maar as ek dink aan 'n familie, normale gesin, 'n normale familie, het maar gewoonlik struwelings. Daar's baie keer baie goed wat gebeur, wat fout gaan, wat ons vir mekaar kwaad is en vir mekaar nie met mekaar by mekaar wil kuier nie en vir mekaar sê, maar ek wil jou as familie eintlik nie weer sien nie. En ons kan stories vir mekaar vertel van hoe families teenoor mekaar optree. Dieselfde gebeur in die kerk. As ons na die gedeelte kyk wat ons saam gelees het, sien ons in vers 4 tot 7 hoe Paulus vir die gemeente in Korinthe kom sê, maar julle moet bewus wees, daar's verskillende fasette, verskillende goed wat gebeur in 'n gemeente, in hierdie familie waarvan julle deel is. En daar's verskillende mense nodig om al hierdie radwerk van die kerk reg te laat gebeur. Ons begin, dan sê Paulus vir hierdie gemeente, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes. En as ons dink aan genadegawes, dan sê ons vir mekaar, genadegawes is dit wat ek en jy ontvang die dag toe ons gelowig geword het. Dit wat ek en jy in ons lewe het, waar ons vir mekaar kom bid, waar ons vir mekaar omgee, waar ons vir mekaar kom sê, maar ons is daar om vir mekaar te troos. Ons is daar om hulp te verleen, fisies, emosioneel, geestelik. Ons is daar om vir mekaar by te staan in hierdie wêreld. Dis waaroor hierdie genadegawes gaan. Genadegawes wat uitgebeeld word ook in, spesifiek dan ook in 'n kerkraad, ouderlinge en diakens. Ons sien Paulus wat dan verder vir die gemeente sê, maar daar is ook 'n verskeidenheid van bedieninge. Nou as ons dink aan bedieninge, dan sien ons van wat elke aand vir ons kom speel het, musiekbediening, daar's verskillende kommissies wat gebeur, daar's verskillende goed wat plaasvind, en dienswerk wat gebeur, sodat 'n gemeente, sodat die kerk van die Here se ratte op 'n manier by mekaar kan inpas, by mekaar kan aanvul, sodat die groot liggaam van Christus in hierdie wêreld vergestald word. En as ons dink aan dienswerk, kan ons mekaar 'n klomp goed sê wat nie gebeur nie. En as jy goed sien wat nie gebeur nie, is dit nie dalk omdat ek en jy miskien vandag hier baie keer in 'n kerk sit met toeskouers en as toeskouers en vir 'n wêreld te sê en vir die kerk sê, maar daar's iemand anders wat dit sal doen, ons sal okay wees. Ons word uitgedaag in die gedeelte om te sê, maar die Here wil ons gebruik in hierdie gemeente, in hierdie kerk, as gelowiges, daar waar ons gaan. As ons dan verder gaan, dan sê Paulus vir ons in hierdie gedeelte, vir die gemeente in Korinthe, maar
Daar's nog 'n verskeidenheid van kragtige werkinge wat ook deur dieselfde Gees gegee word. Kragtige werkinge wat op 'n manier impak maak op dit wat ons beleef. Die belewenis van 'n erediens, die belewenis van hoe ons as kerk in die beeld van die gemeenskap staan. Hoe ons in hierdie gemeenskap ons doel dien as gestuurdes van die Here. En dan kom die vraag, broer en suster, dat ek en jy baie keer op 'n plek is waar ons mekaar sien dat ons moet besef dat ons deel moet doen. Anders benadeel ons nie net onsself nie, maar ons benadeel die liggaam van Christus. As ons dan vir mekaar sê, maar wat is ons doel in hierdie wêreld? Wat is ons doel in hierdie kerk? Dan kom sien ons hoe Paulus vir hierdie gemeente kom sê, aan sommiges aan sommiges word 'n werking van die Gees tot voordeel van almal gegee. Nee. Paulus kom sê in vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Nou as ons dit vir mekaar sê, as ek nou dink aan kettinge wat by mekaar inhak, of ons vat 'n rugby span wat besig is om op en af te hardloop en hulle hak by mekaar en as hierdie ketting breek, dan begin hulle van voor af. As ons dink aan 'n gewone ketting wat mekaar omarm, wat mekaar vashou, sien ons hoe ons as gelowiges opgeroep word om ons deel in hierdie wêreld te kom doen. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Ons het mekaar nodig. Ons het die ouens nodig, die mense wat nie hier is nie, om ons te help om deel te vorm van hierdie gemeenskap van gelowiges. Die tyd toe ek het skryf of toe ek het lees, die aanhaling lees, toe wonder ek nogal, moet ek het sê vanaand. En die aanhaling is, die tyd is verby, dat ek en jy kan dink om erediens toe te kom, om iets vir jou te kom kry. Wat jy het, en wat jy kom doen, moet wees tot voordeel van almal. Ek en jy kom kerk toe om gevul te word deur die Gees van die Here. Dis reg. Maar die Gees van die Here bekragtig ons sodat ons in hierdie wêreld kan ingaan, sodat hy ons in hierdie wêreld kan instuur om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ons het begin met wie is die Gees? Wie is die Gees in ons lewe? Die krag wat die Gees, waarmee die Gees werk, die krag waarmee die Gees ons vervul, en ons sê vir mekaar, maar hierdie Gees kom skep vir ons nuwe moontlikhede. In die kragveld van die Gees leef ons met die wete dat ons nie net hier toevallig is nie. Ons is hier as gestuurdes van die Here. En die Here gebruik ons op elkeen op sy besonderse manier. Here het elkeen van ons nodig om in hierdie wêreld sy gawe uit te leef. As ons kyk na die gawes, kan ons hulle opnoem, 'n gawe van wysheid, gesondmaking, wonders, ongewone tale om te profeteer, gasvry te wees, en ons kan aangaan, ons kan 'n hele lysie vir mekaar noem, maar ons moet vir mekaar ook sê, maar waar is die mense wat daai gapings moet vul? Waar is die persone wat die Here vir hierdie gemeente, vir hierdie kerk gee, en ook verder vir gelowiges vir mekaar gee, om vir mekaar te ondersteun? Broer en suster, dit het tyd geword, dat ek en jy besef,
ons is nie net hier toevallig nie. Ons is hier as gestuurdes van God, wat die Here met sy Gees kom vul, wat die Here kom nuut maak, wat die Here kom roep. En die vraag is vir my en vir jou vanaand, hoor ek en jy sy roepstem? Gaan ek en jy reageer op sy roepstem en onsself gee vir die Heilige Gees om jou te laat ontdek wat God se wil is vir jou, wat sy gawe is vir jou in hierdie wêreld. Sien ek en jy al in ons geestes oog hoe hierdie Here ons kom verander, hoe vreemdelinge Jesus gaan aanneem, juis omdat ons as gestuurdes in hierdie wêreld begin leef. Is ek en jy bereid om die potensiaal wat die Here, die krag wat die Here deur sy Gees in ons gee, te gaan uitleef? Of wil ons dit net hier binne by ons hou? Wil ons dit net koester vir onsself, wag tog net vir nog 'n rukkie? Soos 'n vlammetjie wat iewerste, of 'n kersie wat iewerste uitbrand. Ons word geroep om as gestuurdes van die Here die grootheid van sy naam te gaan uitleef in dit wat ons doen. Daar waar ons gaan, by die skool, by die werk, tussen ons gesinne. En ja, daar gaan struwelings kom in 'n gemeente. Maar mag die Here ons lei, mag die Here ons stuur, om daar waar ons gaan as sy kinders 'n verskil te maak tot sy eer. Amen. Broer en suster, ons gaan afsluit. Voordat ons afsluit met 'n slotlied, gaan ek geleentheid gee vir stil gebed. Ek gaan vra dat jy vir 'n oomblik stil raak en daar waar jy is, vir die Here ook vra om sy roeping in jou lewe vir jou duidelik te maak. Daar waar dit onduidelik is, dat ons daar bewus sal word van waarheen die Here ons stuur, waar die Here ons wil gebruik. Ek gee 'n paar oomblikke daarvoor. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom dankie, Here, in hierdie aand, dat ons hier as gelowiges, as u kinders by mekaar kan kom. Here, dat ons in hierdie week wat verby is, Here, ook u teenwoordigheid kon beleef, ook u wat vir ons kom roep, u wat ons kom krag gee, vervul met die Gees. Here, ons kom bid, Here, dat u, Here, u roeping vir ons sal duidelik maak in hierdie wêreld. Here, nie net as kerk nie, maar as individue. Here, ek kom bid, Here, vir elkeen wat hier is.
Here, wat hier was die afgelope paar aande, Here, dat U hulle sal aanraak, Here, met U Gees. Here, dat U ons sal bekragtig deur U Gees, sodat ons, Here, die potensiaal, Here, wat U in ons sien, die krag wat U vir ons gee, Here, sal gebruik om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Om 'n verskil te maak in ons gesinne, in ons families, Here, in ons skool, in ons gemeenskap, in ons kerk. Here, ons kom bid saam, Here, dat U ons sal gebruik, Here, om tot voordeel van elkeen, maar bovenal tot eer en verheerliking van U. Dankie, Here, dat U ons die genadegawe gee, die krag gee, die wete gee, dat ons medegelowiges het, Here, wat vir ons omgee, wat vir ons bid. Ons kom vra, Here, help ons, Here, dat daar waar ons gaan, ons die grootheid sal uitleef en uitdra. Here, sodat daar lewing sal kom. Dat ons weer sal erns maak, Here, met U in ons lewe. Ons kom vra daarvoor, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ons sluit staande af met ons slotlied.